Goeiemorgen, welkom weer by Kuier in God se woord. En met 'n voorreg. Ek wil vanoggend praat en ons gaan nagmaal gebruik later. Ek wil vanoggend praat om Jesus se vlees te eet en sy bloed te drink. Dit klink verskriklik. Dit klink kannibalisties as ek dit so kan stel. En ek wil lees uit Johannes 6. Ek gaan lees vers 35, 37, 40, 44, 53 tot 58 en 63. Ja, soos dit net gebeur. Terugkom. En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het en tog glo julle nie. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Jy sien wat belangrik is, wat ek wil gou by stil staan hier so, is dat God trek ons. Daai gevoel wat ek en u kry om hoe ek wil die Here begin dien het. Dis God wat my trek, God wat my en u trek na hom. Ons kom nie sommer net uit eie wil omdat dit 'n goeie idee of 'n goeie besluit is. Ek gaan nou die Here dien. Ek gaan nou die Here so die impressie. Nee, God trek ons en ons kan dit resist. Ek het vir baie lank in my lewe het ek dit weerstaan. Gesê nee. Dit klink vir my om te saai en vervelig. Ek weet nie van die besigheid af. En ek het dit weerstaan. Gelukkig het God nooit opgegee my. God het nooit opgegee my. Vers 40. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Ons sien weliswaar nie fisies vir Jesus op die stadium, maar ons het sy woord. Ons hoor dit, ons lees dit, ons ervaar dit. So ons ervaar Jesus nie in die siende nie, maar ons ervaar in geloof, ervaar ons Jesus. Vers 44. Niemand kom na my toe as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. So niemand kom na Jesus toe as die Vader hom nie trek nie. Dit is God se wil dat ek en u sê ons is gelowiges. Maar ek dink ons moet vanmôre sê ons is meer as gelowiges. Ons moet sê ons is volgelinge, disciples. Dis 'n disipel. Dis 'n volgeling, dis nie net 'n gelowige. Dis nie net 'n lidmaat nie. Ons is volgelinge van Jesus. Ons beweeg op sy leiding. Soos wat Moses gesê het, toe God gesê het in die woestyn, julle moet trek, julle moet aanbeweeg. Toe sê hy, as u heiligheid nie saam met ons beweeg nie, gaan ons nie trek nie. En nou ons moet in die oggende opstaan en nie God uitdaag nie. Maar ons moet in die oggende opstaan en sê, Here, as u nie vandag, u heiligheid nie vandag, u gees nie vandag saam met my beweeg nie, kan ek nie hier by my deur uitstap nie. So ek vra u, stuur die gees saam met my. En dan moet ek nog nie gaan sit tot ek 'n gevoel kry en dit 'n verskoning gebruik oor die Here het nie vir my laat voel ek moet werk toe gaan. Nee. Nie so nie. Ek moet ons is baie keer geneig en dis eintlik 'n onderwerp van 'n ander dag, is die gevoelensbesigheid. Dis 'n baie gevaarlike besigheid. Vers 53 tot 58. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Dan vers 63. Dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en lewe. Ons sien in die gedeelte, as ons 'n bietjie terugblaai in die Bybel, dat Jesus kort tevore het hy 5 brode en 2 visse vermeerder. 'n wonderwerk verrig deur duisende mense te voed. Hy het voorsien in die fisiese. En mense het hom daarvoor gesoek. Mense wil hom vat as gevolg van dit en sê, hoor nie, ons gaan jou nou koning maak. Jy moet bly so, want jy's fantasties. Ek meen imagine, jy kom by 'n groot byeenkoms, of daar waar 'n ramp is. En daar's nie kos en water nie, en mense is soos met 'n vloed of iets, of 'n brand of iets, en mense is,
En die Here werk deur my en u en ons kry kos. Die gevaar is natuurlik dat ons self kan hoogmoedig raak en sê, hey, ek sê, dis my goedheid, dis my geloof, dis my nie. Ons kan val vir die mense se eer en die mense se en die aansien wat dit bring. En dis die gevaar daarin verbonde. Vir Jesus is nie waaroor gegaan. Hy wou trouwens, hy het saggies weggegaan, sê hulle. Hy wou nie deel wees, hy wil nie 'n koning gewees het, maar dis nie die doel hoekom hy gekom het nie. Ons sien in vers 26, as ons terugkyk, Jesus antwoord hulle en sê, voorwaar, ek sê vir julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die broode geëet en versadig geword het. En dis so hartseer baie keer dat ons sien dit in die kerkewêreld, oor die jare, oor die eeuw, wil ek amper sê, dat mense vir die fisiese, vir die sintuiglike, die emosionele, kom mense om geëntertain te word en om die fisies te ervaar, sê, ek is lief vir die Here. Ek moet sondag gaan, want ek moet gou geëntertain raak. Ek gaan gou so 'n bietjie opgesleep raak. En as dit nie gebeur nie, dan verander ek van kerk. Dis nie eenvoudig dit werk. So dis 'n groot hartseer wanneer mense Jesus soek of Jesus dien net vir die fisiese. Vir die voorsiening, vir die bevrediging in die tydelike, vir die kort termyn. Ek kom skep gou so 'n bietjie, dit sal my dan hou tot Sondag. Partykeer hou dit nie so lekker lank nie, want ek het nie genoeg gevat nie. En ongelukkig, die groot hartseer is, daar's kerke, groepe, ek veralgemeen nie, wat dit uitbuit. Wat mense se geld so bekom. Wat mense sekere dinge laat glo, wat mense manipuleer in geloof, dat hulle moet sekere dinge doen ten einde God te behaag, ten einde die voordeel te hê. Ja, ek persoonlik glo in saai en maai, maar ek glo nie daarin dat jy God kan koop nie. You can't bargain with God when it comes to money. Maar die geld wat ek het behoort in elk geval aan hom. Ek is 'n rentmeester van my talente, van my gawes, van alles wat God in my geïnvesteer het, toe hy my gekreëer het. Daardie oomblik, toe die selle, die bevrugting plaasvind van dit, het God my klaar equip. Hy het nie gedink, wat gaan ek nou doen, en volgende week 'n ander plan gehad. Nee, hy het my op die oomblik van bevrugting, toe ek nog 'n ongevormde klomp was, sê die Bybel, het hy my klaar geëquip. Hy het geweet wie ek is, hy het geweet wat ek gaan word. Hy het ook geweet van my val en opstaan. Ons fokus is gevestig op die kits en die verganklike. Ons is baie keer geneig en dit is ons menslike natuur. En dit is waar die Bybel sê, ek moet my kruis elke dag opneem. Ek moet my menslikheid, my vleeslikheid moet ek kruisig. Om oorwinning te kry met my geesmens, sodat dit beheer is van my vleesmens. En ek weet, dit is 'n baie moeilike ding. Nie net wanneer dit kom by chocolates en koffie nie. Maar ek weet ook, is baie moeilik vir ons want ons word groot van kleins af. Ons eerste ervarings is my vlees word bevredig as babietjie, as jonkind. En daarom is dit my gebed dat ouers vandag wat jong kinders het, wat babietjies het, dat hulle sal groot maak bewus van hulle geesmens, sodat dit vir hulle makliker sal wees om hulle vleesmens te oorwin, onder beheer te hou. Maar dit is al hoe dit gaan makliker word. Want as sal ons heeltyd hierdie voortdurende, ons leer ons kinders hoe om te aanbid, ons leer ons kinders hoe om God te dien, maar ons moet dit van kleins af vestig by hulle, saam met die melk, saam met die kossies wat ons ingee, die fisiese moet ons dit vir hulle ingee, die geestelike kos. Sodat hulle gewoond raak daaraan, gewoon nie in 'n goeie sin, sodat dit so deel word van hulle dag tot dag bestaan, dat nie 'n probleem sal hê om die Here te wil dien. Sodat hulle nie so sukkel om te fokus op dit wat fisies is nie. En dit wat hulle aftrek nie, wat die vyand so graag gebruik, en ons eie vlees teen ons gebruik, nie net die vyand nie. Ons is gekondisioneer in baie opsigte in ons lewe. En dit laat ons angstig, en dit laat ons soekend na fisiese uitkomste. Pilletjie hier, 'n gewoontetjie daar, dit wat ons hier doen, om net te oorkom, net om just to get by, just to survive. Dis wat gebeur. En ons raak so gekondisioneer daarmee, en ons glo later, maar dit is maar so.
Het jy al agtergekom dat as daar sekere kontroversiële onderwerpe in die samelewing opduik, na rukkie is ons afgestomp en ons worry nie meer daaroor nie. Ons praat nie eers eintlik meer daaroor nie, want solank dit net nie met my gebeur nie. Solank ek dit nie hoef te doen nie. Ons raak gekondisioneer. Ons sien dit nie eers meer later raak nie. Ons hoor dit nie eers meer nie. Dis hoe ons gekondisioneer het, ons sny ons af. Maar net so sukkel ons om ons ingestel te kry op God. Om vir God te leef, om voluit vir God te getuig, om vrylik op te staan. Daar is nog steeds vele mense wie sukkel om ontslae te raak van die fisiese, om 'n oorgang te maak van die fisiese na die geestelike. Daar's baie vleeslike Christene en ek sê dit met groot hartseer. Mense wat die Here in hulle vlees dien, wat versies ken, wat kerk toe gaan, wat goed doen, wat dinge doen uit die vlees uit. En ek glo dat waar die Bybel vir ons sê dat wanneer ons klop en ons sê Here, hier is ek, en hy sê sorry, ek ken jou nie. En ons sê maar Here, ons het dienste gehou. Here, ons het gesing tot eer van die naam. Ons het die bedelaar gevoed, ons het goed gedoen, Here. As ek die Here uit my vlees uit dien, het ek 'n probleem, want ek gaan dalk, weet nie, dis my interpretasie, ek gaan dalk hoor, gaan weg, ek ken jou. En as baie wat in die naam van Jesus rondloop met dinge en dinge doen, vir eie aansien, vir eie om hulle eie gewetens te sis en sê, ek is nog reg. Ek het vandag 5 versies aangestuur, so ek het iets gedoen. Ek het dan vanoggend vir my vyand gewaai, so ek het dan gedoen wat die Bybel sê. Daai ou vrou wat ek nie van hou nie. Ek het dan gewaai vir daai persoon. Ons gaan 'n verrassing kry as ons kom voor die Here eendag. We stand in front of the throne of God and the book of life is opened. Ons gaan 'n verrassing kry. En ek is bekommerd oor myself ook. Ek glo nie ek is reg nie. Ek moet elke dag werk daaraan en seker maak dat ek in die regte formaat is, dat ek in die regte verhouding is met Jesus Christus. Want daar's baie wat impakteer op ons lewens, wat dit ingewikkeld maak. Ons sien die mense wat die disippels in vers 66 van hoofstuk 6 Kos vers 65 en hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê dat niemand na my toe kom as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Dan sien ons in die volgende vers 5 vir die 12. Wil julle nie opmag? Wil julle nie opmag? Nie omdat hy arrogant is, maar wil julle nie opmag? Jy sien, dit is nie maklik om die Here te dien nie. Dit is nie maklik om die pad van ware geloof te loop nie. Dit is nie maklik nie. Want as daar mense is wat hulle uitgegee het as disippels, as volgelinge, wat weggedraai het, wat hulle gesê het, nee, goeie, ons sien nie kans nie. En daar is baie mense onder ons, wat maar liewer sê, nee, ek doen maar net so vir die voorgee, dat mense my toch nie bevraagteken nie, maar daar is baie mense onder ons wat swaar kry, wat sukkel. Maar hulle kan nie die pas volhou nie, maar dit vat 'n man en 'n vrou met durf om 'n pad met die Here te stap. Baie mense hulle was bekommerd oor 'n fisiese maand. Hulle was bekommerd oor die fisiese tekorting, die einde van die maand, al die dinge wat my bekommerd maak. Baie mense wil follow my leadership. Hulle kies 'n leier, hulle kies 'n gemeente, hulle kies 'n plek van aanbidding waar dit lekker is. En dan volg ons dit in alles na. Ons loop deur die modderpoele, ons spring oor die heininge, ons loop deur die doringbosse en ons volg in alles om deel van die spel te bly, want dis wat vereis word. En baie speel dit nog steeds. As dit nie lekker die weer is, dan speel ek gou by iemand anders 'n bietjie. Die sosiale kringe, mense wat streef om sosiaal aanvaar te word. Psalm 118 vers 8 sê vir ons, dis beter om by die Here te skuil, as om op mense te vertrou.
Dis beter om by die Here te wees. Daar's 'n parallel tussen die manna en Jesus as brood van die lewe. Beide voorsien om te onderhou. Een in die tydelike, die ander in die ewige. Beide is vanaf God. Die brood is God se lewensonderhoudende voorsiening. Om Jesus se vlees en bloed te eet en drink, beteken ek moet geloof hê. Ek moet sy woord onderhou. Ek moet hom deel maak. En wanneer ek getrek word deur God, moet ek reageer, moet ek aandag gee. Dis iets waaroor ek wil praat vorentoe, wat reaksie. Ons wil baie keer hê God moet ons op ons vlak kom ontmoet. God wil hê ons moet hom op sy vlak ontmoet, want hy gaan ons bemagtig. Hy gaan sy gees oor ons laat vaardig word om dit moontlik te maak. Maar ons wil in ons comfort zone sê, en Here, help my. Ons is soos die man wat by die bad van Bethesda gesit het. Ons sit en ons wag dat iemand anders, dat God moet kom om ons te help. God wil ons help, maar hy verwag van ons om te reageer, om 'n aksie te hê, om Jesus se vlees en bloed te eet, om die offer te aanvaar wat hy gebring het in die kruis, om te doen soos wat hy gesê het, doen dit so dikwels as wat julle by mekaar kom, om te eer en sê, Here, ons sê dankie vir hierdie offer. Ons aanbid nie die kruis nie, ons aanbid die een wat op die kruis was, nie meer is nie. Ons moet 'n fokusverskuiwing hê van eie geregtigheid en ons moet dit opoffer. Die me, my en I moet sterf. Jesus moet meer word in my lewe. En dis die belangrike deel. Ek moet my denke verander. Ek moet my handel en my wandel verander. My manier van bid en aanbidding moet ek verander. Dit waarmee ek groot geword het, is nie noodwendig verkeerd nie, maar is dit voldoende? Bid ek maar steeds nog net die Onse Vader, of het ek al 'n bietjie gegroei? Kan ek al 'n gesprek voer met die Here? Nie voor mense om te beïndruk nie, maar om 'n gesprek met God hê, nie net 'n treurmare nie, maar 'n lofprysing voor God. In totaliteit moet ons 'n koersaanpassing maak. Radikaal. Mense moet dit raak sien, nie op grond van hoe ons getuig en hoe ons gospelliedjies sing nie, nee. Ons moet radicaal verander dat mense sê, hoor, hier is iets anders aan hierdie mens. Ek weet nie wat met hom of haar gebeur het nie, maar hier is iets anders. Ek moet 'n bietjie dop. Hier is dinge nie gebeur. Dis hoe radikaal ons moet verander, dat ons moet ook soos wanneer ons uit God se teenwoordigheid kom, moet ons soos 'n Moses wees, moet ons skyn. Mense moet ons nie kan aankyk nie, want ons is, we are filled with the glory of God. Geloof in Jesus begin nie met gehoorsaamheid aan die kerkdoktrines nie, en reëls nie. Dis ook nie 'n intellektuele oefening nie. Geloof in Jesus beteken om te reageer op die uitnodiging van 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus. Dis wat geloof is. Om te sê, ek wil in verhouding met Jesus Christus leef. Want hy sê vir ons tereg dat niemand kom na die Vader behalwe deur hom. Soos ek en u, al doen ons hoe goed, al gee ons die laaste stukkie brood en klere weg wat ons het. Dis wonderlik, is fantasties. Maar as ons nie 'n verhouding het met Jesus Christus nie, gaan ons die hemel, die koninkryk mis. Ons gaan nie daar wees nie. Ek sluit af Johannes 1. Vers 12 en 13. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van die man nie, maar uit God gebore is. En dan kom ons lees net vers 14 by, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, hy heerlikheid soos die enige geborene wat van God, van die Vader, kom, vol van genade en waarheid. En dan Matteus 5 vers 6. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Die saligspreking. Gaan lees dit gerus by die huis, daar is baie. Het jy al geëet van Jesus se liggaam, sy vlees en bloed? Het jy al geëet en gedrink daarvan? Hy kan jou diepste behoefte en begeertes bevredig. Dit wat jy nog miskien nie eens van gedroom het, jy kan God laat gebeur in jou lewe.
as dit tot eerbewering van sy koninkryk gaan wees. Hy is nie daarop ingestel om ons sin te gee, sodat ons kan lekker lewe en kan kry wat ons vra. God het die blue-eyed girls en boys nie, maar hy het mense wat hy eer wanneer hulle hom loof en prys wanneer hulle opregtheid en volheid vir hom lewe. Dan gebeur dinge in hulle lewe en dit maak mense jaloers. En hulle sê ek wil dit ook hê en hoe moet ek maak? En dan begin hulle meer van sekere dinge te doen, maar hulle kom nie in verhouding met Jesus Christus nie. Ons moet wanneer ons vra, moet ons seker maak dat ons weet wat ons benodig teenoor wat ons wil hê. Alhoewel die Here sê vir ons, die woord sê vir ons, maak julle begeertes aan my bekend en ek sal in julle behoeftes voorsien. Nie gee wat julle hart wil hê nie. Ek gaan in julle behoeftes, dit wat julle nodig het. As ek nou nie 'n mooi fancy kar en die ander ry 'n fancy kar, is dit nie omdat ek nie reg bid nie. Dis nie omdat ek dalk minder bid nie. Dalk bid ek meer as die ou met die Mercedes of die Ford bakkie. Val ook bid jou. Maar dit gaan nie oor die verkeerd nie, dit gaan nog seker in 'n verhouding. Kan God my vertrou met dit wat ek hom vra? Kan God my vertrou met dit wat ek hom vra? Dis die groot vraag. Staan ek in verhouding met Jesus? Ons kan lees in Jakobus, dan sê, Here, kry nie, maar jy bid verkeerd. Jy bid vir die verkeerde redes. Ons vra vir die verkeerde. En nee, ek vra, maar hier my agterkop. Dit ek aan my plan nie. As die Here nou, daai ding, as ek nou die lotto wen. Mense, kom ons los daai. As die Here net hierdie kaartjie wil sien, hy sal nie. Want hy weet dit gaan tussen hom en jou kom. So hy gaan nie weer die lotto gee nie. Jammer om jou te leer te stel. Ons moet ons losmaak van die vlees en van die tydelike. Ons moet 'n visie kry van die ewige lewe en nie ewig op aarde nie. Ek wil hier bly en ek sê nie julle al, ek kan hier te veel moeilikheid doen. Dis nie net die regering nie, maar joh, ons gaan 'n lang lysie maak. Ek het nie meer lus om hier te wees nie. Die Here hoor my. Ek wil daar gaan wat die Bybel van beloof. Die strate van goud en daai klas van dinge. Heeldag net daar. Prys. Ek gaan nie al die nonsens hoef te verdra en te verduur en deur te staan. Ek gaan nie moeg word nie, want ek gaan heeldag en aldag God beloof en prys. Johannes 1 sê, Jesus, die woord wat vlees geword het. Hy het onder ons gewoon. En die woord is nog steeds tot ons beskikking. So Jesus is nog steeds in ons midde. Ons moet hom net gereeld optel van die bedkassie af. En die koffievlekke afvee. Partykeer is ons 'n lekker kouster. Matteus 4 vers 4 sê die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit God se mond uitgaan. Kom ons geniet God se vlees en sy bloed. Nie in die fisiese nie, maar in die geestelike. Kom ons maak dit deel van ons dag tot dag bestaan. Kom ons kom in verhouding met Jesus Christus. Kom ons leef in oortuiging van ons geloof. Nie net omdat ons bang is vir die hel. Jy weet, die duiwel het gekom by Job. En hy het gesê, julle die ou wat jy so oorbreek, gee hom 'n bietjie vir my. Hy wil hom nie doodmaak nie. God het gesê, jy kan hom nie doodmaak. En die duiwel wil hom nie straf omdat hy so gelowig en so gehoorsaam aan God was nie. En dis presies dieselfde vir my en u. Wanneer ons 'n pad met die Here stap, het jy al agterkom dan gebeur daar bad goed met ons. Jong, ons partykeer hou dit op nie. Jy staan nog net op van die een en klap jy aan in jou plat. Jy weet later is jy regop of onderste boon. En dis nie die duiwel wat kom of God wat toelaat dat jy gestraf word nie. Dis nie die duiwel wat jou wil straf nie. Nee. Die duiwel kom met hierdie dinge teen Job. Hierdie siektes en verliese en alles kom met teen Job. Maar wie wat wil hy? Hy moet te midde van die swaar kry, moet hy sondig. En dis wat hy wil hê ek en jy moet doen. Hy bring alles wat sê is kom nie noodwendig van die duiwel af, want ons veroorsaak baie groot deel van self op om God laat toe, want dit is ons keuse. Maar hy kom en hy vang ons aan in areas waar hy weet wat ons sukkel. En hy kom en hy gebruik dit om ons te laat sondig. Om ons te laat voel ek is nie goed genoeg vir God nie. En as jy jou sondes bely, 1 Johannes 1 vers 9,
as jy jou sondes bely, sit hulle regverdig is, sal jy vergewe. Nie net een keer nie, elke keer. Maar ons moet ook nie opsetlik sondig nie. Sodat ons nie die Heilige Gees bedroef. Ons moet nie ons roem op die genade van God nie. En dink ons kan daarmee wegkom. Dit moet ons strewe wees om heiligmaking uit te leef en na te leef. Mag jy 'n geseënde dag hê, mag jy 'n geseënde week hê, mag jy God se keurseën uit sy hand ontvang.